Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, droefheid met hoop. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13. Aan die beproefdes wil ek sê, wees volmoed in die hoop van die opstandingsmôre. Die waters waarvan julle gedrink het, is so bitter vir julle smaak soos die waters van Mara vir die kinders van Israel in die woestyn was, maar Jesus kan hulle so soet maak met sy liefde. God het 'n balsem vir elke wond voorsien. Daar is 'n balsem in Gilead, daar is 'n geneesheer. Sal julle nie nou nog nooit tevore die skrif bestudeer nie? Soek die Here vir wysheid in elke noodgeval. Smeek in elke beproewing Jesus om vir julle 'n uitweg uit jul probleme te wys. Dan sal julle oë oopgemaak word om die middel te aanskou en die genesende beloftes wat in sy woord opgeteken is, op julle geval toe te pas. Op hierdie manier sal die vyand geen plek vind om jou tot rou en ongeloof te lei nie, maar in plaas daarvan sal jy geloof, hoop en moed in die Here hê. Die Heilige Gees sal jou duidelike onderskeidingsvermoë gee, sodat jy elke seëning kan sien en toeëien wat as 'n teenmiddel vir hartseer sal dien, as 'n tak van genesing vir elke teug bitterheid wat op jou lippe geplaas word. Elke teug bitterheid sal gemeng word met die liefde van Jesus, en in plaas daarvan om oor die bitterheid te kla, sal jy besef dat Jesus se liefde en genade so gemeng is met hartseer, dat in gedempte, geheiligde vreugde verander is. Toe Henry White, ons oudste seun, sterwend was, het hy gesê, 'n bed van pyn is 'n kosbare plek wanneer ons die teenwoordigheid van Jesus het. Wanneer ons verplig is om van die bitter waters te drink, draai weg van die bitter na die kosbare en die helder. In beproewing kan genade die menslike siel versekering gee, en wanneer ons by die sterfbed staan en sien hoe die Christen lyding kan verduur en deur die dal van die dood kan gaan, versamel ons krag en ons val nie, en ons word ook nie ontmoedig om siele na Jesus te lei nie.